Dis 'n maandagooggend by Goeiemôre Good Morning en dit beteken net een ding. Dis tyd vir 'n koppie koffie saam met ons eie minister van Finansies Thys van Sail. Maar Thys, koffie is bietjie laat vanoggend, so ek beloof ek sal nou 'n plan maak. 100%. Ek wil net in elk geval begin vanoggend. Ja. Ek sukkel om te tel verder as 16. Jy weet vir 'n baie maklike rede, my meisiekind is vanoggend 16 jaar oud. So baie geluk Jaylee met jou pragtige verjaarsdag en mag jy 'n pragtige dag hê en pappa en mamma is baie lief vir jou en mag al jou drome waar word. Nou kan ons finansies praat. Die belangrikste moes ons eers Natuurlik. oplos hierso, so van ons kant af hier by Goeiemôre Good Morning ook. Baie geluk met jou verjaarsdag. Ons hoop 'n wonderlike dag en ons hoop jy word baie bederf deur pappa en mamma. Daar's hy Thys, so goed. As jy Suid-Afrika se ekonomiese storie hierdie week in 1 of 2 sinne moet opsom, hoe sou jy dit stel? Ek sou sê 'n klein bietjie op en 'n klein bietjie af, maar ek sal eerder sê 'n klein bietjie meer opper as affer as dit sin maak. Okay, so nie 'n slegte week oor die algemeen nie. Ek dink net daar's weer 'n klein bietjie statistieke wat weer rondgegooi was rondom inflasiesyfers, rentekoerse verlagingsmoontlikhede vir die wat so vir die jaar. Statistiek Suid-Afrika wat byvoorbeeld gesê het hulle wil kyk 'n bietjie meer na diepte as dit kom, jy weet, by maatskappye as dit kom by hulle produksietipe van kostes teenoor hulle gewone kostes wat nie in ag geneem word oor die algemeen nie. Maar ek dink as ons gaan kyk dat die kommoditeitsvelde ook, jy weet, hardloop nog steeds op rekordhoogtes, maar oor die algemeen dink ek was glad nie 'n slegte week nie, maar ook, jy weet, Donald Trump wat weer terug is by die tafel rondom tariefverhogings en hy het 'n bloedneus gekry oornag, so daar's 'n klompie dinge wat 'n rol speel, ja. Goed, so mense sê dat die syfers toon dat inflasie daal, maar ons beursies voel dit nie noodwendig nie. Hoekom is dit so? Ek dink ja, ons het al soveel kere daaroor gepraat, net weer eens vir die verbruiker daar buite en die kyker daar buite is 'n baie eenvoudig die mandjie wat gebruik word deur Statistiek Suid-Afrika is nie noodwendig die mandjie waaruit ek en jy byvoorbeeld gaan koop nie. So daar's 'n paar elemente daar wat nogal 'n baie groot rol speel, soos byvoorbeeld versekeringspaemente, gewone voertuigkostes, onderhoudskostes, byvoorbeeld as jy nie publieke kom ons sê vervoermiddels gebruik nie, en natuurlik as ons ook gaan kyk na mediese kostes, onkostes, mediese fondse, gewone privaat kostes en natuurlik rooi vleis, alkohol en 'n klompie elemente wat 'n rol speel, wat ek en jy byvoorbeeld dalk 80% in ons mandjie het, is nie noodwendig die 80% wat dan nou geklassifiseer word om inflasie uit te werk nie. Goed, nou onwettige mynbou klink dikwels soos 'n misdaadstorie, maar waarom is dit so 'n groot finansiële storie op die oomblik? Ek dink as 'n mens baie kere gaan kyk wat in Suid-Afrika aangaan en een van ons grootste tipe van uitvoere wat dit kom, jy weet, om regtig waar goeie kapitaal uit te maak en belasting, addisionele belasting op te kan hê, is natuurlik kommoditeite, goud, steenkool, koper, silwer ensovoorts. En ek dink as Suid-Afrika is baie ryk in daai hulpbronne. Maar weer eens as ons gaan kyk, as ons na die groter prentjie wil omkyk om dit te gaan sê, ja, maar hoe beskerm ons daai tipe van goederes, dan kan ons nie byvoorbeeld dinge hê, soos byvoorbeeld soos hierdie zamazamas wat inkom, of byvoorbeeld skelmstreke wat saam met dit gaan, korrupsie, bedrog, allerhande rond is nie. Want jou grootste probleem is, elke liewe sent wat gesteel word, is eintlik 'n sent wat in ons basies as 'n bonus in die begroting in kon gegaan het, jy weet, vir besteding van infrastruktuur, paaie, veiligheidsdienste ensovoorts. So as jy daai elemente, elke liewe rand wat jy wegvat, is elke liewe Suid-Afrikaner, ek en jy, 'n klein bietjie armer af van goeie infrastruktuur, sekuriteit ensovoorts. Nou ons hoor ook baie van 'n sogenaamde jeugekonomie. Prakties gesproke, wat presies beteken dit? Ek dink as 'n mens gaan kyk, as Suid-Afrika net vir die volgende 5 of 10 jaar ten minste net so jeugekonomie program kan begin. En ek het dit nogal in 'n oop brief ook aan ons eie minister gestuur so 'n paar weke terug, waar ons volgende week bietjie sal gesels oplopend na die begrotingsrede toe. Was juis een van die fokuspunte was die jeug. Want as ons gaan kyk, jeug is tussen 66% en hoër is hulle werkloos. Maar jou grootste probleem is ook weer eens daar Statistiek Suid-Afrika wat byvoorbeeld daai statistiek gaan uitwerk vanaf ouderdom 15 af. So dit is al skrikwekkend, jy weet, laat ons in elk geval begin kyk al na jeugdiges wat begin werksaam raak in die stelsel, selfs op statistiek op ouderdom 15. En ek dink dit is klein bietjie onregverdig ook, want dit is eintlik 'n basiese maatstaf om te sê maar die regering val op ander plekke. Soos byvoorbeeld as ons nou gaan kyk na onderwys. So weer eens as mense daarna gaan kyk, die fokuspunt moet wees hoe om jeugte, half die Engels woord te gebruik, empower. En daarvoor is entrepreneursprogramme nodig. Daar's investering nodig, daar's aandag nodig, daar's mentorprogramme nodig. So dit is nie net van ja, kom ons begin 'n program en hoop maar vir die beste en kry een of ander departement wat dit weer gaan befonds en dan na 2 of 3 jaar is daai departement ook weer wat saam bankrot as gevolg van hulle gee net wat saam kom ons sê maar free lunches uit in plaas van om hulle eintlik te guide. Goed man, nou met daai in gedagte.
Kan klein besighede 'n verskil maak in die verband of is dit bloot wensdenkery? Ek dink as mense gaan kyk, klein en medium maatskappye, maar baie meer klein maatskappye is amper jou nommer 1 van nuwe werkskepingsgeleenthede, tipe van stasie om basies nuwe werksgeleenthede te kan identifiseer en natuurlik te kan aanstel. Jou grootste probleem weer eens wat jy daarso het is dat 'n klein maatskappy se red tape is amper dieselfde as 'n medium en groot maatskappy. So hy is nog steeds belasting betaal, hy moet belasting betaalbaar wees. Hy moet nog steeds allerlei dinge moet hy nog steeds in plek kry. Hy moet nog steeds reguleer teenoor sekere dinge en. So weer eens jou grootste probleem wat jy daarso het is as die regering net kan kom en sê okay, maar as jy byvoorbeeld 'n klein maatskappy is, dan betaal jy eers belasting van 'n X, kom ons sê byvoorbeeld turnover, nie onmiddellik nie. Jy weet as ek kom net by belasting, want belasting is een van die grootste elemente wat die swaarste trek byvoorbeeld in 'n klein maatskappy. Want as ek 'n klein maatskappy gaan begin en ek moet begin begroot, dan het ek basies net my start-up wat so 'n capital wat ek het. As ek byvoorbeeld nie onmiddellik winsgewend raak nie, dan gaan dit vir my moeilik wees om my besigheid volhoubaar te hou. Maar as ek byvoorbeeld net 'n klein bietjie grasie kan kry, soos byvoorbeeld om nie belasting te betaal vir my, kom ons sê eerste 2 of 3 jaar, of tot ek by 'n sekere hoeveelheid turnover kan uitkom, dan het ek mos daai grasie van addisionele, kom ons sê winste, en winste gaan my maatskappy laat kan uitbrei. Maar kom ons kyk maar. Goed, 'n meer tegniese storie. Ek is so bly is hier want jy moet nou vir ons baie mooi verduidelik. Dit is dat die produksieprysindex se gewigte verander is. Wat beteken dit vir iemand wat nie 'n ekonom is nie? Ek dink die belangrikheid daarvan is en net om die klemme op te sit, ek is ook nie ekonom by die way. Wat vertel jy my nou? Dit veel so eksklusief op Goeiemôre. Sy eerlikheid is altyd die beste. Nee, as ons byvoorbeeld gaan kyk, daai mandjie van goedere wat jy moet gebruik om 'n produk te kan bou, is net so belangrik soos die produk wat ek klaar gebou het en wat dan basies na jou toe geplaas word om te kan koop. Soos amper soos wat jy vat daai blikkie of daai, kom ons sê koeldrank of daai sjokolade en jy gaan kyk in die agterkant, jy weet wat is die kalorieë, jy weet wat is die vet wat daar binne is, wat is die sodium byvoorbeeld, jy weet in my koeldrank, jy weet daai hele statistiek wat daar binne is. En dan besluit ek dan of ek dit nou gaan koop of nie, of ek besluit okay, is dit die prys werd dan of nie. So soortgelyk daar's, want dan word nou gaan kyk ek fisies as ek byvoorbeeld nou gaan kyk na 'n motorvervaardiger. Wat kos dit? Jy weet vir daai motorvervaardiger om daai part aan te koop om hom in te voer, of as ek hom self kan produseer in Suid-Afrika van daar af te kan aankoop ensovoorts. Met ander woorde, wat is daai koers van gewig? Jy weet wat hy van jaar tot jaar kan opgaan en dan volgens dit basies jy weet kan 'n mens half aan die binnekant gaan kyk en sê ja, maar om hierdie kom ons sê voertuig te kan bou, het ek 'n X-koste faktor, maar in plaas van dat ek net daai een X-koste faktor vat en hy maak 'n impak op inflasie, jy weet en wat sommer die prysindekse, nou basies kan ek 'n baie meer deegliker tipe van statistiek gaan kry. So statistiek Suid-Afrika beweeg bietjie meer na aktuariese tipe van formules in plaas van om net byvoorbeeld die A, B en C te gaan vra, nou vra ons hom van A tot Z en ek dink dis wel 'n goeie ding ook. Klink vir my maar ingewikkeld. Ja. Wel kan hierdie gewigte rentekoersbesluite beïnvloed of lees mense te veel daarin? Ek dink 'n rentekoersverhogings nie tot so groot mate, maar inflasie tipe van syfers definitief. So weer eens, Suid-Afrika moet fokus op die groter mandjie van inflasiegoedere en nie net byvoorbeeld die kleiner mandjie en dan byvoorbeeld dan nou te stipuleer ja, maar ons inflasieteiken is tussen 3 tot 4% per jaar. Wat 'n goeie ding is. Kyk, dis nie negativiteit of 'n negatiewe ding nie, maar wees realisties om te sê ja 3 tot 4% is ons kom ons sê net maar teiken, maar as ons byvoorbeeld nog steeds by 5 of 5.5 en kom ons dit ten minste realisties en die mense kan rondom dit plan. Ek moet hierdie vraag vir jou vra want ek is baie nuuskierig om te hoor wat jy hiervan dink. Op internasionale vlak is die FSA se stap om tariewe tot 15% op alle invoere te lig groot nuus. Hoe beïnvloed so besluit Suid-Afrika? Ek dink wat dit wel gewys het vir Suid-Afrika veral in die laaste jare is dat hierdie poging is amper meer vir my negatief vir Amerika as wat dit vir Suid-Afrika is. Van dit druk Suid-Afrikaners en natuurlik entrepreneurs en sakemanne om bietjie aan die ander kant van die wêreld ook te gaan kyk. En ons dink daar's ook baie positiwiteit wat daar uitgeloop het juis as gevolg van dit. En ja, dit is nie 'n ding wat baie lekker is, want onthou as jy 'n stelsel ontbreek wat werk, is dit nie baie lekker ding om weer eens nou terug te gaan na die drawing board en nou weer te gaan sê okay, maar hoe vat ek 'n produk wat al klaar 15 jaar gewoond is, byvoorbeeld ewe skielik net na 'n ander plek toe. So dit is 'n absolute disruptor, maar as ou weer eens gaan kyk,
Hoe kyk ek na verandering? Mense hou nie van verandering nie. Maar baie kere is dit 'n geforseerde tipe van verandering is en 'n mens kyk terug later, is dit amper asof 'n mens kan sê, okay, maar dit was nie eintlik so erg nie. Dit was erg, maar as jy mens weer gaan terugkyk, jy weet, die nagevolge daarvan kan moontlik meer positief wees. So die boelie taktiek van 15% absoluut is nie lekker om altyd te lees nie en is ook nie lekker om al aan blootgestel te word nie, maar ek dink dit is op hierdie stadium vir my op die langer termyn gaan dit meer negatief wees vir die FSA as vir Suid-Afrika. Wel, ek dink in daai opsig is dit so 'n bietjie beter om te hoor. As mense so daarna kyk, ja. Nou, Suid-Afrika is steeds die Verenigde Koninkryk se grootste handelsvennoot in Afrika. Hoekom is dit in 2026 nog belangrik? Ons het so 'n bietjie meer as 'n minuut oor. Ek dink ja, die belangrikheid daarvan is nog steeds om die vennote wat jy juis het te kan bou. Ek dink is 'n eenvoudige stelling om te maak. Ek dink as jy 'n vennoot het wat nie meer wil jou vennoot wees nie, is dit 'n ander tipe van scenario, of 'n vennoot wat jy basies wil boelie as gevolg van 'n ander agenda, is dit 'n ander scenario. Maar ek dink ja, vennote wat 'n ou juis het en waarmee diplomatieke tipe van onderhandelinge nog oop op die tafel is, moet ou dit altyd beter oppas as enigiets wat jy moontlik kan hê. Want weer eens, dis weer die voordeur wat weer vir jou agterdeur kan oopmaak as gevolg van die FSA se aggressie teenoor eintlik maar die hele globale ekonomie. En natuurlik, jy weet, kan dit natuurlik ook weer deure oopmaak vir ons op ander gewatsaam oewers. En ek dink net Suid-Afrika moet daai verhouding eers baie mooi bestuur voordat hy byvoorbeeld daar werklike verskille daar wil gemaak wat hy byvoorbeeld met Amerika doen. Thys, baie dankie vir die insig wat jy vanoggend weer soos altyd met ons kom deel het. Ons hoop daar is 'n lekker geskenkie toegedraai en gegee en dat daar 'n heerlike partytjie ook wag. Ons sien jou weer. Nou, ons klim net hierna agter die stuurwiel in. So, ek hoop jou sitplek gordel is vas. Bly ingeskakel hier by Goeiemôre Good Morning. Ons is nou weer terug.